Hallo julle, dis PC en baie welkom by die Goeie Boek week 14. In week 14 is die tema van die boek dat God ken jou beter as wat jy dink. En die skrifgedeelte wat ons hierdie week hanteer is Psalm 139. Dis persoonlik my gunsteling Psalm in die Bybel. En ek dink ook dis deels daarvan hoekom ek gekies het om hierdie week sin te doen, omdat ek so baie van daai Psalm hou. Maar dis 'n Psalm wat so ryk is aan God se hart vir die mens, dat jy dit amper nie kan glo nie. Jy sou gelees het as jy in jou goeie boek lees van Psalm 139, waar hy in die eerste 6 verse eintlik net weer begin om te sê dat hy is alwetend. God sê daar vir ons dat hy ken elke gedagte nog voor dit by ons opkom. Hy ken elke woord wat ons sou sê nog voordat ons die woord gesê het. God weet van alles. En dan gaan dit verder in die Psalm. Dan sê dit dat God het elkeen mens ook geskep. Wel, dit is eintlik vanselfsprekend as jy mooi daaroor dink, want as ons sê God is die skepper van alle dinge en niks kom sonder hom tot stand nie, dan weet ons God is ook die skepper van alle mense. En Psalm 139 is daai pragtige gedeelte waar daar sê ek is die een wat jou aan mekaar geweef het in die skoot van jou moeder, sê die Here. Ek was daar en hy was die een wat gevorm het waar niemand dit kon sien nie. En in Engels sê dit so mooi en jy sê dit al so baie gehoor het, that we are wonderfully and fearfully made. Dit is Psalm 139. Wat dit eintlik vir ons sê, God ken jou beter as wat jy ooit kan dink. Nou ek weet vir party mense kan hierdie ook 'n moeilike Psalm wees, want dis eintlik nogals 'n vreesaanjaende gedagte as jy dink dat God weet alles van jou. Hy weet alles wat jy gaan sê, hy weet alles wat jy gaan dink, hy weet alles wat jy gaan doen. Ons sê nie daardie dat hy met jou vrye wil gaan inmeng nie, maar ons weet dat as ons sê God is alomwetend, alsiende en alomwys, dat hy ook weet wat jy gaan kies, nog voordat jy dit gekies het. Want hy is ook nie aan tyd gebonde nie, so hy is nie ook hier in die nou nie, hy is al daar, waar ons die besluit geneem het, wat ons sou neem. Hy is oral teenwoordig in jou lewe, is vir my 'n bemoedigende gedagte. Ek sien dit nie as 'n ding waar God sê, ek hou jou dop nie. Ek hoef nie 'n vreesaanjaende gevoel binne my te kweek van, God sien alles wat ek doen in 'n negatiewe sin nie. Ek dink God probeer dit vir ons in Psalm 139 artikuleer, omdat hy die een is wat altyd vir ons daar is. Hy ken elke scenario wat in ons lewe sou uitspeel, of ons nou vir of teen hom sou kies. Hy ken elke teëspoed wat jou mag tref in hierdie lewe. Want hy sien elke scenario alreeds voor hom afspeel, maak nie saak wat jy in daai scenario gaan kies nie. En daarom die bemoedigende gedagte van God sien my alles raak. Ek hoef niks vir hom te probeer wegsteek nie. Ek hoef niks by hom te probeer ook altyd regverdig nie. Want saam met die vreesaanjaende gevoel voel ons baie keer ons moet goed vir God regverdig. En dis nie die geval nie. God kom soos wat 'n pa na sy kind toe sal kom en sê, ek het jou lief, maak nie saak wat jy doen nie. Ek het jou lief, maak nie saak hoeveel jy al in jou lewe aangejaag het of gaan aanjaag nie. En daardeur sê ek nie ons maak God se genade goedkoop nie. Maar dit is vir my 'n ongelooflike, verblydende en bemoedigende gedagte. Dit is eintlik vir my bevrydend om te weet dat God gaan daar wees vir my, maak nie saak wat kan skeefloop in my lewe nie. Maak nie saak hoeveel keuses ek maak wat miskien nie die keuses is wat God wil hê ek moet maak nie. Hy gaan nooit sy rug op my draai nie. Hy gaan altyd daar wees vir my. Hoekom? Want hy het my geskep. Hy was die een wat my aan mekaar geweef het in die skoot van my moeder en hy is die een wat my elke dag in sy handpalms wil hou om my te beskerm teen die moeilikhede van hierdie lewe. Ons kom ook agter dat hierdie onveranderlikheid van God is nie net bloot 'n gevoel nie, maar is 'n feit. Dit laat my dink aan daai Amerikaner wat eendag gesê het dat the facts don't care about your feelings. Ons laat baie keer in die samelewing waarin ons leef, gevoelens van of God naby of ver is, dit bepaal.
Ons dink en voel, God is nie naby nie. Hy is nie alomteenwoordig in my lewe nie. Hy is nie alsiende en alomwys in my lewe nie, want dit is die gevoel wat ons kry. Maar nou moet jy onthou, ons is emosionele, maar ook wesens wat faal in baie opsigte. Ons is veranderlike wesens. Want God kom sê, hy is onveranderlik. Ons gevoelens verander van vanaand na môreoggend toe. Ons voel nie elke dag dieselfde nie. En tog laat ons daai gevoelens bepaal of die allerheiligste God wel teenwoordig is in ons lewe of nie. En dis nie waar nie. Wat wel 'n feit is dat God is altyd daar. Hy is altyd daar om met te praat en hy hoor jou altyd as jy met hom praat. Want hy ken elke gedagte nog voordat dit by jou opgekom het. Hy ken elke woord nog voordat jy dit gesê het. En God is onveranderlik in sy waarheid. Die waarheid van God is altyd daar in jou lewe. En jy hoef nooit te twyfel oor of God vir jou daar sal wees nie. Jy kan glo en weet dat hy vir jou wel daar is, al voel jy nie altyd so nie. Ons leef in 'n gevaarlike samelewing waar die woorde ek voel amper 'n kwalifiserende waarheid aan die volgende woorde kom gee het. Asof jy sê ek voel en maak nie saak wat jy daarna sê nie, dit moet gekwalifiseer word. Hier is die kruks van die hele saak. Gevoelens is belangrik, maar gevoelens is nie die belangrikste nie. Die belangrikste is die waarheid van God se woord en die beloftes wat hy daarin aan ons maak. Dit sal nooit verander nie. Ek wil afsluit deur vir jou te sê, daai waarheid moet wel in liefde aan mense gekommunikeer word. Ons kan in groot liefde, maar ook in waarheid, met mense verskil oor wat hulle realiteit is rondom God in hulle lewe. En daarin kan ons mekaar bemoedig, ons kan mekaar reghelp, ons kan mekaar ophelp, want dis wat God wil hê, ons met sy waarheid moet doen. Mag Psalm 139 vir jou tot seën wees, as jy besef, God ken jou beter as wat jy dink.